Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Lukas 19, hier van vers 28 tot 44. Dit is vanoggend Palmsondag waar ons die intog in Jerusalem herdenk en dis dan ook die laaste week van die groot lydingsweek van Jesus Christus. Ek wil tog hier lees van vers 37, daar staan: Toe hy naby die stad kom teen die afdrand van die Olyfberg, het die hele skare juigend volgelinge uit volle bors begin sing oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: Meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Hugo Lidik, Afrikaanse musikant, sing 'n liedjie Verspeelde Kanse. En hy sê in hierdie lied dat jy die hoofkarakter is van jou eie sepie. Dat jy verantwoordelik is vir jou eie lewe, asook die keuses wat jy maak, asook die foute wat jy gemaak het in jou lewe. En as mens dink aan foute maak in die verlede, dan sluit dit aan by die titel van Verspeelde Kanse. En dit is die vraag dalk vanoggend om te sê, wat is die verspeelde kanse wat jy al in jou lewe ervaar het? Miskien het jy verkeerde vakkeuses gemaak toe jy op skool was. Miskien was dit 'n keuse oor sport wat jy moes uitoefen. Miskien gaan dit oor keuses rondom jou finansies, die koop van 'n huis. Miskien gaan dit oor verhoudinge waaroor jy vandag terugkyk en regtig spyt is oor die keuses wat jy gemaak het in jou eie lewe. Berou en spyt is natuurlik altyd die resultate van hierdie verspeelde kanse, en daarom sê hy in hierdie lied dat hy die begeerte het om nie weer dieselfde foute te maak nie. Die teksgedeelte wat ons vanoggend lees is so 8 dae voor die Paasfees. Die Paasfees natuurlik 'n Joodse fees wat gevier was om die uittog uit Egipte te herdenk. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 14, waar die Here dan vir Israel die opdrag gee om die Paasfees te vier as 'n gereelde instelling ook onder die nageslagte. En as mens gaan kyk na die Paasfees, dan het dit 'n bevrydingskarakter. Dit gaan oor die verlossing van God uit Egipte, maar hy het ook 'n nasionalistiese ondertoon daarin dat vir die Jode dit ook 'n geleentheid was om die bevryding van die Joodse volk te verkondig en daarna uit te sien. En soos wat die konflik met die Romeine vergroot het, was daar al hoe meer hierdie begeerte, hierdie wens, dat die Here dan ook sy volk moet kom verlos. En daarom as ons dink oor die Messias, die verlosser wat moes kom, was dit vir hulle baie keer ook 'n politieke leier wat vir hulle uit hierdie slawe mag eintlik kon bevry. Ons lees in die voorafgaande gedeelte hoe dat die Here met sy disippels praat oor sy kruisdood, dat hy vir hulle gesê het dat hy uitgelewer gaan word aan heidene, dat hy doodgemaak sal word, maar dat hy ook weer sal opstaan uit die dood. Uit die skrifgedeeltes verhoor ons dat die disippels dit nie verstaan nie. Dat hulle dit hoor, maar die betekenis daarvan nie verstaan nie. Soos wat Jesus by Jerigo verbykom, lees ons van die blinde Bartimeus wat dan ook wanneer Jesus verbykom uitroep om te sê: Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Ons sien dit in die hantering van Saggeus wat in 'n boom klim omdat hy Jesus nie kon sien nie, en dat die Here vir hom sê: hierdie man is 'n kind van Abraham, die seun van die mense, gekom om te soek en te red die wat verlore is. En die ongelooflike van hierdie verhaal is dat hierdie gebeure eintlik alles opbou na hierdie laaste week van Jesus se lewe, waar mense op pad om eintlik erken as die Messias, as die verlosser van hierdie wêreld. En Jesus se hele bediening het gegaan dat hy ten spyte daarvan dat hy in hierdie lydingspad is, dat hy nog steeds mense bemoedig en versterk en genees
Maak nie saak wie hulle was nie, want God het gekom om te red die wat verlore is. Ons sien dat wanneer die Here met sy disippels praat en die derde keer sy dood aankondig, dat Jakobus en Johannes dan ook by 'n plek kom waar hulle Jesus ook as die politieke bevryder sien, deur te sê, Here, as U die koninkryk van Israel weer gaan herstel, wil ons graag aan die linker en die regterhand sit. Dat hulle dit misverstaan. Die Saterdag lees ons hoe hy in Betanië is, by Lazarus en Martha en Maria, en hoe hy dan nou vir sy disippels die opdrag gee om 'n donkie te gaan haal, sodat hy Jerusalem op die rug van die donkie kan ingaan. En wanneer hulle die klere op die donkie se rug gooi, dan word die profetiese woord van Sagaria 9 vers 9 dan ook vervul, waar daar staan, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingstel van 'n donkie. En so word die woord van die Here bevestig, dat Jesus die Messias is. Die donkie was natuurlik 'n vredesdier, anders as 'n perd. En wanneer Jesus dan met 'n donkie Jerusalem inkom, is dit dat hy vir hulle gesê het dat hy gekom het nie met mag en met geweld nie. Hy is nie 'n politieke koning nie, maar hy is die verlosser van Israel, die Messias, die redder van hierdie wêreld, wat mense dan ook bely het. En dan lees ons in hoofstuk 19 van vers 41 tot 44, dat Jesus gehuil het oor Jerusalem. En ons lees twee geleenthede in die Bybel waar Jesus gehuil het, by Lazarus se dood en ook nou hier in vers 41. En die woorde in vers 41 is dat hy hardop gehuil het. Die Engelse woord is properly weep aloud, wat wys daarop dat hy regtig getreur het, omdat Jerusalem nie hom kon erken het as die Messias van die lewe nie. As 'n mens kyk na die pad wat die Here stap, dan sien ons dat sy disippels hom misverstaan. Ons sien dat mense skree dat hy die koning is. Hulle het hierdie verwagting gehad dat hy die politieke bevryder is, die Messias wat hulle verwag het moet kom. En daardeur ontken hulle eintlik vir Jesus as die Messias. Hy treur oor hierdie mense wat kom vir Paasfees, wat eintlik 'n godsdienstige ritueel vir hulle geword het, en dat hulle die Messias, die lam van die Paasfees, nie erken as verlosser ook oor hulle lewe nie. En my vraag is vanoggend is of die Here ook oor jou lewe treur, of jy die Here baie keer gebruik maar net vir jou eie gewin, en of dit regtig vir jou gaan oor God as Here oor jou lewe. En daarom wil hierdie gedeelte ons vanoggend oproep om te sê, erken die Here as die Messias van jou lewe. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe en gebruik die geleenthede en die kansse wat God ook oor jou lewenspad bring. Kom ons bid saam. Here, mag U vir ons seën en mag U vir ons help om die geleenthede te neem om U te erken as die God oor ons lewe. Amen.